Ons sluit ons oë. Liewe Heer, baie dankie vir die wonderlike Sabbatdag wat U vir ons gegee het. Heer, toe U aan ons gedink het, het U geweet dat ons hierdie dag nodig gaan hê, dat ons tyd nodig het om stil te word, dat ons tyd nodig het om al ons bekommernisse en al die gejaag vir 'n oomblik net een kant toe te skuif en op U te fokus. Heer, gee asseblief in hierdie tyd wat ons nou gaan luister na 'n boodskap, dat ons oor en ons hart sal oopmaak, dat ons bekommernisse by U voete sal lê, en dat ons U naam sal verheerlik op hierdie wonderlike dag wat U vir ons geskape het. Amen. Sit maar. Vanoggend het dit amper gelyk soos lente, want dit net Daar sê. Goeiemôre aan almal. Ek is bly om vanoggend weer hier te wees, en daar is my vriendin daar agter, en my kleinkinders, en Lisa, en my dogter, en Leonie, en my woeste Riet maatjie wat nou nie meer daar bly nie. Maar dit is baie lekker om hier by julle te wees. Groete van Woester. Hulle almal weet dat ek vandag hier is, so hulle stuur vir julle baie groete. My tema van my boodskap vanoggend is lig jou kop en fokus. So ek dink my kinderstorie het my punch weggegee, maar daar is hy. Lig jou kop en fokus. My Bybel, my teksvers is Jesaja 55 vers 1. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Kom almal wat dors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal. Nou, daai was my kinderstorie, net om vir julle te wys dat ek nie jok nie. Daar is mense wat afklim en loop, soos julle op die foto kan sien. Daar's klomp mense wat hulle fietsies daar by Ou Kaapse weg en al die ander opdraandes opstoot. Nou so jare wat terug staan ek by my kantoor by die printer, en dis mos die plek waar mense die lekkerste met jou medewerkers gesels, né? En Gert wat saam met my werk, lyk maar moedeloos, en hy begin vertel van sy swembad. Nou Gert vertel dat hy elke aand as hy van die werk afkom, dan vat hy sy koppie tee en hy gaan staan buite op so 'n stoepie wat hulle daar het, en hy kyk af op sy swembad. Vir 15 minute neem hy net in, fokus hy. En hy spog by ons. Dis al jare wat ek nie eens die water hoef te toets nie, want ek weet presies wat my swembad nodig het om te spakel, om sy blink te hou. Hy sê, hy gaan staan partykeer en sê vir sy vrou Gerda, ek moet aandag gee aan die swembad. Dan sê sy, hoekom? Hy is mooi blou. Dan sê hy, nee, hy was gister helderder as wat hy vandag is. So goed ken hy sy swembad. En ek sê vir hom nou, maar hoekom hang jou gesig op jou knieë? Want hy lyk maar baie mismoedig. En hy sê, nee man, as ek so op my stoepie staan, die mense wat Woester ken daar in Panorama, jy kry jou huise wat hier bo is, en dan loop die huisie so af, dan sien hy nou almal in die buurt se swembaddens. En net so regs van sy huis, so bietjie ondertoe, is 'n buurman wat ook 'n pragtige swembad het. En dis vir hom so lekker om daar te staan en te sien, maar die swembad bling ook. En het ook so mooi spakel. En so 'n week of wat terug gaan staan hy daar en hy sien, nee, maar hier is ietsie fout met die swembad. Hy wonder of die man weet dat sy swembad lyk nie vanoggend so helder soos die vorige dag of 2 nie. En soos wat die dae aangaan, kom hy agter, maar hierdie swembad raak nou al hoe dowwer. En daai Saterdag besluit hy en Gerda, hulle gaan nou stap, en hy verander sy roete, want hy wil verby die huis loop. Want hy wil sien staan daar 'n saltbordjie dat daar nuwe eienaars is, of is daar bure, is die man miskien siek, dat hy nou nie aandag aan sy swembad kan gee nie, want hy wil weet, hoekom het hierdie swembad sy spakel verloor. Stap daar verby, sien niemand nie, geen bordjie wat sê dat die huis verkoop is nie, en hierdie swembad se dowwe skynsel begin vir Gert so pla. En later in die week, toe hy weer so op sy stoepie gaan staan na werk, baie gespanne met sy koppie tee, sien hy maar daar is sy buurman besig by die swembad.
En hy haal lekker diep asem. En soos wat hy asemhaal, kom sy oë terug na sy swembad toe. Dof. Bling is weg. 5 dae se sparkle gone. En daar vertel Gert vir ons dat hy nou al 'n week sukkel om sy swembad weer in die toestand te kry, wat dit was, voor hy begin konsentreer het op die buurman se swembad. Hy moet iemand inkry om die water te kom toets, om te kom kyk, maar wat is nou fout, wat moet hy bygooi? Net daai 15 minute elke dag wat hy gestaan het, en sy oog en sy fokus op sy swembad gehou het. Nou, ons het nie 'n swembad nie. Maar ek het 'n man wat baie lief is vir vrugtebome. Sy redenasie is as jy 'n boom plant, plant 'n vrugteboom. Al eet jy nie van dit nie, jy voorsien vir die natuur. Jy sien vir voeltjies en goggetjies en die bure is nou nie so happy nie, want ons doen niks aan ons goggetjies nie. Ons eet saam met hulle. So hulle vrugtebome het ook ongelukkig nou dieselfde uitgangspunt as ons inne. Maar Andrew is so lief vir vrugtebome en vir tuinmaak. Maar hy spandeer nie een dag in die week 3-4 ure in sy tuin nie. Andrew loop elke dag in sy tuin. Dan krap hy hier, dan krap hy daar, dan moet ek uitkom, kom kyk, die piesangboom dra, julle sal sien, 1, 2, 3, 4, die 5de enetjie is die piesangboom en daar lyk so rooi ietsie. Nou toe hy hierdie piesangboom in Graamsstad uitgrawe, toe sê mense vir hom, jy bly in Woester. Daar gaan nooit piesangs aan daai bome nie. Ons kry nie ons piesangs opgeëet nie. Ons het avokado peerbome, ons het berry bosse 8 van hulle, ons het 'n suurlemoenboom, ons het 'n lemoenboom, ons het kei-appels, ons het 2 avokado peerbome, hy het nou 'n mango boompie geplant wat baie klein is, hy's die iewers is daar somewhere, daar iewers is 'n klein mango boompie. Ons het pruime, ons het 'n appelboom, hy het al mielies tussen ons plante geplant wat ons so verskriklike lekker oes gehad het. Ons het spinasie. Andrew hou daarvan om in die tuin te wees. Maar Andrew spandeer nie ure op 'n slag daar nie. Hy spandeer elke dag 'n bietjie tyd daar. Krabbietjie, trek daar iets uit, snoei daar, doen daai. Hy het 'n tannie wat 'n hartaanval wil kry as hy haar bel en sê, ek het hierdie boom geskuif. Dan sê sy, "O, my kind, dis nie nou tyd nie. Jy gaan daai boom verloor, tannie Leni." Dan groei daai boom en hy dra vrugte. Want Andrew spandeer elke dag, spandeer hy so 'n bietjie tyd daar. Nou ek wil vanoggend vir julle sê, wie van julle bly op 'n plaas? Ek weet julle hou nie bly op 'n plaas. Wie nog? Niemand anders wat ek van weet, wat ek nou ken julle nie. Maar weet julle, ons is elkeen ook 'n boer? Galasiërs 5 vers 22, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid. Ek sien my slideshow is 'n bietjie. So die vrug van die Gees is ook ietsie waaraan ons elke dag moet aandag gee. Ons kan nie net een dag in die week vir 'n uur of 2 binne 'n kerk sit en dink dat ons tuin, dat ons swembad mooi en gesond gaan bly nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om daarin te gaan ploeg elke dag. Gert vertel vir ons as hy so staan, dan sien hy maar die bome se takke begin nou bietjie te groot word, so die blare gaan in sy swembad begin val. Dan gaan snoei hy daai bome voor die probleem daar kom. En dis hoe dit in ons geestelike lewens ook behoort te wees. Ons behoort daagliks na onsself te kyk en te sê, waar kan ek bietjie aandag gee? Waar kan ek miskien hulp kry? Gert moes iemand bel en te sê, kom help, my swembad, ek kry nie sy blink terug nie. Is jy miskien op 'n geestelike plek waar jy voel, jy kom net nie weer daar? Waar jy miskien 'n jaar of 5 of 10 terug was nie? Die dag toe jy deur die doopbak gegaan het nie? Die beloftes wat jy in die Here gemaak het nie? Vra vir hulp. Bid vir die Heilige Gees, maak gebruik van die mense rondom jou. Stuur vir my 'n WhatsApp, ek sit jou op my gebedslys.
Ons het nodig om daagliks aandag aan ons geestelike lewens te gee. En as ons dit doen, dan kan ons bling hou. Wie van ons is regtig nog opgewonde om te sê ek dien 'n lewende God? Dit is ietsie wat uit ons uit moet sprankel. Soos wat Gert na daai ander swembad gekyk het en gedink het, wow, daai man, ek hou van wat hy daar doen. Moet mense na my lewe kan kyk en sê, sjoe, iewers is iets in Mersha se lewe wat vir haar bietjie anders te maak as wat ek gewoond is. Met alles wat in hierdie wêreld aangaan, hoe kry sy reg om nog positief te wees? Is ons ooit nog positief in hierdie wêreld waarin ons leef? Ons moet wees. Ons les vanoggend, en ek wil net, waar is daai vroukie wat vanoggend gesing het? Sjoe, ek het gehuil, die ou nie. Daai 5 liedere wat gekies was. Dit is wel met my siel. Hoe kan ons iets sing wanneer jy nou net jou 4 kinders aan die dood afgestaan het? Was dit wel in sy lewe? Nee. Maar dit is wel met sy siel. Is dit wel in ons lewens? Verseker nie. Ek dink nie is een van ons wat vanoggend hier kan sit wat nie 'n uitdaging op een of ander plek het nie. Maar is dit steeds wel met my en jou siel? Nou wil ek terugkom na my kinderstorie. Nou daai is 'n foto van Ou Kaapse Weg. En julle, ek beloof julle, dis my paal. Sien julle hom? Ek kon nie glo toe ek Google Ou Kaapse Weg images en ek sien my paal nie. Nou wil ek kyk daar agter, van waar af het ek gekom? Kan julle sien? Nee? Ek het dit gedoen. Van hier agteraf. En hier's my paal. Was ek al bo? Nee, nog nie, baie ver. Maar daar's my paal. Nou hierso sê ek life happens. Nou ons kan al hierdie goedjies doen. Elke dag, net soos wat Gert ook elke dag na sy swembad gekyk het. Maar dit beteken nie dat ons altyd kan bling nie. Dit beteken nie ons kan altyd bling nie. Vir 'n oomblik het iets sy aandag weggevat. Vir 'n oomblik het hy daai fokus verloor om net hier te konsentreer. Because life happens. Ons verhoudings verbrokkel, ons finansies val ineen, iemand word siek, iemand gaan dood. Dan kan jy elke liewe dag in jou Bybel en in gebed spandeer, jy gaan deur 'n stryd gaan. Moenie soos ek wees toe ek op daai fiets was, wat my kop sak en net kyk hier, wat kan ek hier doen om net daarbo uit te kom of 'n plek te kry waar ek op sagte gras kan val nie. Lig jou kop op. Kyk na die kruis. Daai was my kruis daai dag. Ek kon nie meer nie. En toe ek my kop oplig, toe sien ek Christus aan die kruis. En ek het gefokus gebly op hom, tot ek in sy arms kon vang en hom gryp, soos wat ek daai paal gegryp het. En ja, baie keer maak ons foute en ons voel embarrassed, soos toe Theodore verbykom, kan julle dit glo? En glo my, hy vertel dit vir almal, as ek by is. Het ek al vertel van Mersha wat die paal so gegryp het, want hy was agter my, het gesien hoe ek daai paal so gryp. Dis hoe ons Jesus moet soek wanneer ons deur hierdie swaar tye gaan. En ek was nie voorbereid nie. Vra vir Andrew het ons geoefen as ons vir 'n August geoefen het. Jy het in die oggende 5:00 op 'n Sondagoggend was jy al op die pad. Dan het jy die Toyskloof oorgery, Beinskloof terug Woester toe. Ek weet nie of julle weet hoe oulik ek daai tyd was nie. Want dis nie maklik nie. Ons het geoefen. Ek het alles wat ek nodig gehad het om te eet en te drink. Die dag voor die tyd het ons nog by Tygerberg se Meals on Wheels pasta geëet, dat ons ore uitgeloop het, want jy moet kabel hou. Ek was voorbereid, ek was positief, my man het my fiets gediens. Ek het alles gehad om hierdie wedren suksesvol te voltooi sonder enige probleme. And then life happens. En dan het ons die kruis. Ons hoef nie ons koppe neer te sak en skaam te kry nie. Ons kan ons koppe lig en ons fokus skuif op daar waar ons redding is. Daar waar ons kan rus. Daar waar niemand ons oordeel nie. Daar waar die Here sy arms om jou sit en vir jou sê, dit is oukei.
okay. Life happens. En dit is wat my daai dag weer die krag gegee het, om weer spoed te kry, om weer lus te kry om klaar te maak, om dit waarvoor ek geoefen het, dit waar ek myself aan toegewy het, te voltooi. Elkeen van ons wat vanoggend hier sit, het 'n belofte gemaak, het 'n toewyding gemaak, een of ander tyd in ons lewe. Ons moet dit net weer vir ons fokus kry, as dit dalk iewers verlore gegaan het. Ons moet net weer ons fokus kry. Ons moet daai goekie druk, ons moet ons Bybel optel, my Bybel is nou, ons moet ons Bybel optel, ons moet ons water drink, ons moet vra vir die Heilige Gees, ons moet rus. As ek gedink het, nee, ek kan nie 15 minute aan die paal hang nie, want wat van my August tyd het ek nie klaar gemaak nie. Partykeer moet ons net hang en rus, jouself voed vir dit wat weer voor jou lê. En toe ek daar wegtrek, was my stryd nie klaar nie. Die pad het nie skielik korter en platter geraak nie. Ek moes maar net aanhou, want ek moet by die einde kom, want ek kan nie daar in die middel van nêrens sit en wag tot iemand my 5 ure later kom haal nie. Ek moes klaarmaak. En dis dieselfde vir ons in ons geestelike pad, in ons verhoudings, in ons finansies, in ons siekte, in wat dit ook al is. As ons gerus het, moet ons weer beweeg. Ek kon nie vir altyd aan daai paal hang nie. Ek moes maar weer vorentoe. So, vat jou rus. Vat jou rus. Voed jouself weer. En vat die pad weer met nuwe krag. En ry jou beste Augustyd ook. En dit maak nie saak hoeveel mense verby my gekom het, en hoeveel ek weer verbygevat het nie. Vir elke persoon wat môre daai August klaarmaak, is dit 'n wedren waarvoor hulle self ingeskryf het, wat hulle klaarmaak. Ons is ingeskryf. Kom ons maak klaar. Kom ons maak klaar. It's not smooth sailing, maar het maak nie saakie. Oral langs die pad. Gee die Here vir ons rusplekkies. Maak gebruik daarvan. Vertel vir ander daarvan. Bemoedig hulle as jy sien hulle lyk miskien bietjie mismoedig. Want wat ons baie keer vergeet om te doen, is om te acknowledge as iemand deur 'n moeilike tyd gaan. Ons sê so maklik, toe maar dis nie so erg nie, dit sal verbygaan. Vir daai persoon voel dit dalk nie so nie. Gee vir die persoon die bevestiging dat hy of sy mag maar so bietjie nie lekker voel nie. Jy mag maar so bietjie voel, ek wil nou eers net rus. Maar gee vir hulle die means, die tools, die voeding, die riglyn om weer daai energie en krag te kry om weer vorentoe te gaan. Nou, hierso was ietsie wat vir my uitgestaan het. In the book of Joshua, she was called Rahab the prostitute. In Matthew, she was Rahab, the great-grandmother of Jesus. God changes labels and rewrites stories. Ons is nie beheer van baie wat in ons lewens gebeur nie. Partykeer is dit ander mense wat ons ou Kaapse weg is. En ons kan nie vir hulle sê word platter nie. Ons kan nie vir hulle sê hoe hulle aksies ons lewens beïnvloed nie. Maar gelukkig weet ek wie is in beheer van my storie. Of miskien sit hier vandag iemand wat 'n Rahab storie het, 'n Ragab storie wat miskien 'n skande saamdra in jou oë. Maar as ons dit vir die Here gegee het, dan is dit nie ons legacy nie. Dis nie hoe ons storie eindig nie. Ons het iets groters en iemand groters wat ons storie skryf, as ons hom toelaat om dit vir ons te doen. Ek gaan weer ons geheeteks lees. Ek wil met julle ewige verbond sluit. Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie. Kom, koop en eet. Jy hoef nie iets te bring nie, bring net jouself. Jy hoef nie eers, ek sê dit altyd, en ek gaan dit weer sê, ek dink ek het dit al in hierdie kerk gesê. Weet mense wat sê, nee, ek wil eers gou 5 kg verloor voor ek gym toe gaan. Nee, jy gaan gym toe om 5 kg te verloor. Ek gaan my lewe eers regkry voor ek weer terug gaan kerk toe.
Nee, jy gaan kerk toe want jy het 'n behoefte om jou lewe te verander. Die Here sê kom nou net soos wat jy is, met daai 5 of 10 of 20 kg ekstra wat jy dra. Kom net soos wat jy is. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Kom net. Christus het klaar daai prys betaal. Ons kan net na hom toe gaan. Ek weet nie of julle dit kan lees nie, maar ek gaan dit vir julle lees. Dis 'n gedeelte wat Ellen White geskryf het. You feel that sin has separated you from God, that you are in bondage to the power of evil. The more you struggle to escape, the more you realize your selfishness and your helplessness. Your motives are impure, your heart is unclean. You see that your life has been filled with selfishness and sin. You long to be forgiven, to be cleansed, to be set free. Harmony with God, likeness to Him. What can you do to obtain it? It is peace that you need, heaven's forgiveness and peace and love in the soul. Money cannot buy it. Intellect cannot procure it. Wisdom cannot attain to it. You can never hope by your own efforts to secure it. But God offers it to you as a gift, without money and without price. Dit is ons geheeteks wat ek nou gelees het. It is yours if you will but reach out your hand and grasp it. Ek kon verby daai paal gery het. Want julle het nou gesien, hy's teen 'n barrier en dan is daar nog 'n stukkie gras. Ek moes 'n effort insit om tot by hom te kom en ek moes my hand uitsteek en ek moes myself aan daai paal vas gryp. En hier sê Ellen White vir ons, it is yours if you will but reach out your hand and grasp it. Verlossing van wat dit ook al is wat jy dra, is binne jou reaching afstand. Ons lesse hierdie kwartaal is vir my so wow, want dit laat my besef dit lê by my. Ons sê baie keer dit lê nie by ons nie, dit is so. Verlossing lê nie by my nie. Maar ek moet my hand uitsteek en dit vat. Daar's 'n verantwoordelikheid van my kant af om te sê maar ek wil dit hê. En ek moet my hand uitsteek en ek moet daai geskenk wat Christus aan die kruis vir ons gedoen het, moet ek vat. Anders het hy dit verniet gedoen. Want dan beteken dit vir my in my lewe niks nie, want ek het dit nie gevat nie. Reach out, vat dit. Dit is myne en dit is joune om te vat. Deur dit wat Christus vir my in my sonde toestand klaar gedoen het. En dis my gebed as julle môre geïrriteerd is met die verkeer omdat al die paaie toe is oor die Agus, dat julle sal dink aan elke persoon wat daai op 'n geestelike vlak daai ou Kaapse weg moet uittrap en dalk nie weet dat daar 'n opsie om aan een van daai pale te gaan hang nie. Kom ons sluit ons oë. Liewe Heer, baie dankie dat U vir ons oral op ons pad opsies gegee het waar ons kan gaan vashou, waar ons kan gaan stil word, waar ons kan gaan praat met U, praat met iemand rondom ons. Heer, maak ons oë oop, dat ons nie dit wat in ons lewe aangaan, maak dat ons kop sak en ons skaam kry en ons probeer net oorleef en soos wat ek daai dag op daai pad gedoen het nie, maar dat ons koppe sal oplig, dat ons sal fokus op dit wat U vir ons gedoen het, en dat ons hande sal uitsteek en dit sal aangryp. Dis my gebed hierdie oggend vir elkeen van ons. Amen.